En hallo daar kijkers, zoals jullie weten, is weer eens aan een vrijdag. En Brian Munango is met mijn mede-aanbieder Andrew Poelman. Mag gereed voor een episode van Gooi Kolle. Andrew, vertel een beetje de kijkers voor wie het ons op ons show vandaag. Ik denk dat het de eerste keer op ons show waar ons misschien hierdie type ouens het. Ja, ik geloof ook, als ik nou terugdenk, ik denk ons het al tevore regtig ons het al mense van baie sportkodes gehad. Maar ja, ons het ja, bietjie boks mense, so Gino Chiappini wat natuurlik 'n boks gimnasium het en mense wat daar by hom oefen, boksers en ook een van sy boksers wat dan by die braaivuur saam met Patricia sal wees, Pieter Kotse, ook 'n baie belovende amateurbokser wat ook groot opgang maak. Sien vooruit vir al daai en by die braaihoekie sal ons maar kyk wat maak Patricia met Pieter. Ek is bietjie miskien bekommerd, maar ons sal maar sien hoe dit uitwerk. En voor ons gaan, soos ons weet, hierdie naweek is die Holland Hearts Foundation Road Race wat op plaasvind, 30 kilos, 60 en die 100. En ons ken die amateur boksing is ook aan die gang hierdie naweek. En is daar ook 'n stap bijeenkomst dat jy ook Yes, Bubbles en Bak. Ek het amper vergeet van daai baie belangrik. Dis op hierdie naweek en Gooi Kolle gaan daar wees. Ons gaan ook ons stappie vat. Dokter het gesê is fyn, ek kan die stappie doen. Hamstring is nie te bad vir stappie nie, is net wanneer dit kom op hierdie intens goed wat dit bietjie issue raak. Maar ons gaan kyk bietjie hoe shopping Patricia by Metro Fresh soos julle weet en na dit kyk ons maar hoe lyk dit daar by die Bubbles en Bak. Hi daar kijkers, dit is vrijdag en ek is hier om Gooi Kolle inkopies te doen by Metro Fresh. Ek is baie opgewonde vir wat die week op ons menu is. So kom ons gaan doen 'n bietjie shopping en dan kry ons op Brian en Andrew by Aggie Kingkop Stadium. En dit bring ons aan die einde van ons shopping spree kijkers. Ek gaan na die Kingkop Stadium toe en ek gaan steek my kolle in die brand, want dit is tyd vir Gooi Kolle. Welkom by ons show, kijkers. Ja, so ons is terug op Gooi Kolle. Ons het almal laas naweek se cricket natuurlik geniet wat nou maar weer gewen het teen Suid-Afrika. Wat 'n oomblik was dit gewees. En ja, soos is vandag dan hierso saam met Gino Chiappini. Ja, groot sportman. Ja, doen fietsry, rugboks af
Jou eie box gym en so. Ja. Welkom op ons show. Baie dankie. Wat jy kan weet, baie lekker. Ja, so iemand wat sy eie box gym begin, dit moet seker 'n groot passie vir jou wees en so om so iets te begin het of so. Vertel ons 'n bietjie hoe dit gebeur het. Definitief. Kyk, ek het groot geword saam met my pa bokse kyk in die oggende, vroeg opgestaan, die Klitschko's, Lennox Lewis, daai manne. Ek het begin boks op 20, ek het seker so 10 jaar geboks, maar ook net amateur geboks. En slegte besering opgedoen man en altyd so 'n bietjie probeer 'n fight kry hier en daar, maar dit het net nie meer gewerk nie. Toe dink ek, kom ek invest bietjie in die jong manne, want daar was niemand wat vir my deurgevat het soos ek nou die jong manne deurvat nie. So ek is fantastiese boksers vir my en dan wees 'n volgende wêreldkampioene in my opinie. You know, vertel my bietjie, my vraag is jou van. Ja. Vertel ons 'n bietjie van die agtergrond van waaraf is jy? Klink bietjie Italiaans, soos Italiaans van Italiaans, ja. Ciappini, yes. So vertel ons 'n bietjie van waaraf is jy van, van waaraf is jy en ja. My voorvaders het gekom van Florence in Italië en hulle het Kaapstad toe getrek. So 5 van hulle, daar's mos daai Ciappini Square in die Kaap, né? Nou ek dink die eerste een van die groot dokters daar was 'n Ciappini. En my suster is vandag ook actually 'n dokter. So lyk vir my daar is een of ander way connection daar so met daai manne. So my pa was kom van die Kaap af, hy het getrek, hy was in die weermag gewees in Wafelsbaai hierso. Hier gebly en met 'n vrou getrou van Wafelsbaai. The rest is history. Okay, nee, dit maak nog baie sin. En die blou oog. Ek dink die kykers wil graag weet wat dit daar gebeur het. So vertel ons, is it what you pay for getting involved in the sport itself? Wat het gebeur daar so? Nee, jy weet soms hoe sê ek altyd manne, you can't go swimming and not get wet. So ek try altyd manne organise vir Pieter, een van ons gunstelinge, is Harry Simon Jr. Hy kom ons altyd uithelp daarso met 'n bietjie sparing, maar dit is moeilik om vir die ouens sparing te kry, jy weet. Jy wil nie altyd die ou wees, hoe sê ek altyd vir die manne, jy wil nie die hamer altyd wees, jy wil soms ook die spyker wees. Net om vir jou te leer, want jy gaan nooit altyd on top wees in 'n fight nie, jy weet goed gaan gebeur. So ons het nou nie sparringpartners gehad vir die laaste 2 weke nie, toe ek nou maar ingeklim om die ou net te hou op 'n level. Dis nou 'n Pieter Kotse vir my hier blou oog gegee. So ek is nie meer so vinnig en so rad soos wat ek was miskien 5 of 6 jaar terug nie. So dit happens, maar it was a great shot en jy weet dit maak my so bly om te sien hoe hy progress elke week, elke maand. Ek sê jou nog so 2-3 jaar, dan sal nie 'n man in hierdie land op sy way tot hom kan vat nie. Dit klink baie interessant. Ons sien vooruit vir Pieter. So jy het nog 'n redelike groep, as mens kyk op sosiale media wat daar by jou oefen en so, julle seker omtrent elke dag aktief. Ons is program. Ja, ons is maandag, dinsdag, donderdag, oggendklasse 5 tot 6, 4 tot 5 is die junior manne en dan 6 tot 8 is die groot manne. Ek het seuns van 6 jaar oud daar in die gym tot wat is my oudste man 55. So ek het seker so 40 manne nou daar in die gym. Maar ek soek nou eintlik girls. Ons het ook 'n vroue klas op Woensdae. So dit sal great wees as ons nog vroue boksers ook kan kry. Dit is baie groot oorsee. As julle van enigiemand weet, stuur hulle daar na my toe. Waar's Patricia eintlik? Gepraat van boksers. Vroue boksers. Nee, maar ons sal later met haar praat. Ek hoor mense sê girls het 'n bietjie fight en hulle speel gewoonlik hokkie. Anyways, okay, as ons praat van boks, vertel ons 'n bietjie, hoe voel jy oor boks in Namibië en die ontwikkeling van die sport self? Dink jy ons het nog die potensiaal om wêreldkampioene te create, of voel ek onze boxing levels in them? Kyk, vir 'n land wat 2 miljoen mense het, om al 4 world champions te hê, is 'n fantastiese feat. Ons het vir Harry Simon gehad, ons het vir Julius Midongo wat actually unified world champion was, wat 3 van die 4 belde gehad het, wat nog steeds ons top guy is, in my opinion. Ons het vir Hitman Moses natuurlik gehad en vir Paulus Ambunda. So ek ken almal van hulle persoonlik, almal great ouens, love hulle. Vir my baie gehelp toe ek geboks het en ek sal graag die volgende talent. Kyk, daar's manne wat deurkom, Aita, Harry Simon Jr. natuurlik. Harry Simon moet net 'n lekker fight kry. Hy het al die potensiaal in die wêreld, glo ek. Hy was al by my gym gewees 'n paar keer. En natuurlik die jong manne wat deurkom, soos Pieter. Ek het ouetjies by my wat 12, 13 jaar oud is en ek dink myself, as julle kan stiek vir so 10 jaar, nee, dan is julle daar. Ja. Ons sal 'n bietjie later seker ook gesels oor
oor 'n bietjie na die fietsry en die ander sporte wat jy ook doen en so in jou tyd en so. Ja, so ons sal nou net terug wees met nog selfs ons nog verder bietjie met Gino. If you guys want to know what Athletes World is all about, you guys will definitely have to tune in for the episodes to see what goes on Athletes World. We will, just to give you guys an insight on what Athletes World is about, it's a show that dives deeper into the life of athletes, just finding out what they are all about, and they get to tell us what their favorite foods are, what their greatest moments are, and what their worst moments are in sports as well. So you guys tune into the episode. It also plays every Wednesday on DSTV. Here is where you find out more about athletes, and not just athletes, but also the unsung heroes. Ek is Vuur en ek is Vlam vir Saterdag se stappery. Klappe toon, borrels en bak. Bak en bubbles. Nee, Borrels. borrels en blaf. Borrels en blaf. Ja. So dit beteken jy bring jou TV, Bring jou teef, as dit dan nou reën is, bring die Ja, ou reentjie bring jou ook, hondjies. want mans kry ook borskanker. Yes. So Yes. alle tewe welkom en ook reëne. al is dit reëns of reëne. Nee, ons wag vir reëns en ons bring ons reëne. Ja, bring jou hond. Kom ons maak dit eenvoudig. Bring jou hond. Dis die bak. Waar is die borrels? Die borrels. So, as jy stap, kom sê eers waar dit is. Dis by Yellowstone. Word Pinkstone. Pinkstone, Saterdag. Yes, 8:30. Jy kan kaartjies koop by e-ticket. Yes. Maar ons gaan Yellowstone Pinkpark. Ek het dit al gesê, jy het dit gesê, wie het dit gesê jy. Ek weet nie. Anyway, so en dan kry jy champagne. Ja, 'n glasie borrels. En as jy nie champagne drink nie, kry jy Bier of of 'n ou sappie as jy dit dan nou as jy nou gesond of 'n ou verlewe. watertjie. Watertjie. Dis 5 km. Dis 5 km, glad nie ver nie. Bult op, Maar klein Sorry. bultjie op. maar bult af. Bult af is altyd lekkerder. En daar's ook 'n borsondersoek kliniek. Yes, ons gaan vir jou gebruik want Want dit is ons het baie belangrik. Want ons het nie tyd vir die soek en ondersoek met Henriette nie. Ja, maar dit gaan I van love this woman. Maar Fantasties, anyway, yes. ja. So, dit is alles hierdie Bubbles ten bate en van die Ja, die kankervereniging, kankervereniging. bewustheid vir borskanker. Want dis Oktober. 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 Ja. Ja. So sorg dat jy by Yellow Pinkstone is. Ja, Yellowstone in Ludwigsdorf, Saterdag 8:30. Kaartjies op E-ticket. e-ticket, R150. Bring 'n bra. Bring 'n bra. Wees 'n bra en En bring 'n bra. bra. Ons skenk dit ook. Ons sien jou daar met jou bra en jou teef.
Well, viewers, just to let you guys know, if you guys love sports, if you guys want to know about what's happening in local sports around Namibia, be it the Brave Gladiators, the Brave Warriors, rugby, Sports Wrap is the show that will be bringing you all these updates. Sports Wrap is a local and international sports show that airs daily on DSTV. And on this show, we're bringing you updates on local sports and international sports, keeping you updated with what's happening with sports in Namibia. Welkom kykers by my braaihoekie. Op vandag se spyskaart het ons lekker hoender en dan natuurlik Metro Fresh se macaroni and cheese ready-made meal. As julle die vorige episodes gekyk het, weet julle ons het die baked potato getry en dit was 'n hit. So kom ons kyk hoe proe hulle se mac and cheese. Maar met my vandag in die kombuis om seker te maak dat die kos kom reg uit. Kan jy asseblief jouself voorstel aan ons kykers? Ja, baie dankie dat ek hier kan wees, voorreg. My naam is Pieter Kotze, ek is 'n bokser van Namibië. Ek kom van Chaipini Boxing Club af. Ons oefen daarso. So ons gaan hier vandag maar 'n bietjie braai, hoenderbraai, die macaroni, cheese en bacon braai en kyk of ons iets kan lekkers maak hierso. Of ek bedoel ekke. Ons kyk maar. Ek vertrou jou hierso met my resep. Okay? Ons het al ons spices uitgepik, so asseblief. Jy kan vir ons hoenderspys wat ons gaan kole toe beweeg en ek is lekker honger. So kom ons sit maar 'n bietjie sout by. Die sout en peper daar. En terwyl jy vir ons spys, kan jy vir ons kykers bietjie vertel, hoekom het jy hierdie sportskode gekies? Uit alles wat jy kon gekies het, hoe het bene vir jou uitgestaan? Kyk, ek dink van 'n jong ouderdom af dink almal is soos wat jy eendag wil wees. Jy kyk na jou rolmodelle, jy kyk wat jy eendag wil doen. Vir my het boks net nog altyd uitgestaan. Ek het nog altyd in die oggende met daai fight is mos gewoonlik vroeg hier, dis in Vegas, so dis die time difference is nogal groot. So om vroeg op te staan en te kyk, net ouens kyk hoe hulle geoefen het, wat hulle gedoen het om voor te berei vir die fight. Dit was net vir my altyd lekker. Ek weet nie of ek in die ring kan staan en so iets aanvat nie. Like, sê, wat gaan deur jou kop? Kom ons gaan terug na jou eerste groot match. Wat gaan deur jou kop in 'n oomblik voor die fight begin? Kyk, ek dink my heel eerste groot fight was Nationals laas jaar. Toe het ek 2 keer 'n dag gefight, so dit was my regtig groot. Kyk, die groot ding van fight is jy moet elke oggend inweeg om nie te kan eet partykeer dit is maar die sleg deel, maar om deur jou kop te gaan. Jy het jou coach by jou, jy het jou mense wat in jou corner vir jou staan, hulle sê vir jou wat jy moet doen, hulle staan vir jou, jy weet jy kan daar instap en hulle sal kyk vir jou beste interessante, so. Dis ja, jy het jou support system daar met jou. Ja, maar ek kan imagine how nerve-wracking it is. Dit is nogal daar dat jy opstap ring toe, net so voordat jy in die ring inklim. Maar as jy in die ring inklim, dan is alles adrenaline pomp en alles. En as jy eers jou opponent sien en in die oë kyk, dan as jy gereed. Dan weet jy dis go tyd, dan moet jy nie nou hier kom sit en speel nie. Vertel ons gou 'n bietjie van the physical preparation it takes to get there. Jy het seker mos nou, soos jy sê, jy kan nie eet in die oggend nie, you need to maintain a certain weight voordat jy fight. Ja. Verduidelik net vir ons, as jy weet jy moet nou oor 'n maand of 2 het jy 'n big fight wat kom. Hoe prep jy soos meal prep, jou physical, jou exercising, hoe werk dit vir jou? Kyk, ek dink meeste van die kere is dit om jou weight te maintain. Jy moet op daai weight, ons is altyd reg. Deur die jaar, jy kan enigtyd na ons ons kan enigtyd vir 'n fight opdaag, ons is altyd reg. Ons is in weight, ons is reg geoefen, ons oefen hard. Maar ek dink die mees belangrikste is net om jou fiksheid op te hou. Ek dink ons doen baie fiks, ons draf verskriklik baie in die gym te bly, ons doen tegniek. Kom ander ouens van ander gyms af, ons spaar bietjie teen hulle en dis net wat ons doen, ja. Okay, jy het vir my vertel dat julle vroeër in die jaar in Angola was. Kan jy net vir ons kykers bietjie vertel wat het julle daar gaan doen en what was the outcome? Kyk, ons het daar gegaan, ons was 'n span wat uitgenooi was hier van Namibia af. So meeste van die ouens was in die nasionale span wat nationals gewen het of hulle fights gewen het. En ons het daar gegaan om vir Namibia te fight en ons was daar so, ek dink ons het elke oggend ingeweeg. Dit was vir ons 'n hele nuwe plek om te wees en ons het gekyk wat om te doen. Ek het nou 1 fight gehad, ons het 3de gekom in Angola. Okay. So ons het een nou gehad en daarom gewen het. So hy het die goud huis toe gebring, so ons is baie trots op hom en dit was baie lekker. Kan jy dink? En wat lê nog vorentoe vir julle? Ek hoor daar's miskien iets wat hierdie naweek gaan gebeur. Ja, ons het 'n amateur
toernooi hierdie naweek, soos ons kan sê, dis Nest of Sunshine toernooi, dis elke jaar. Die eerste keer dat ons daar was, het ons gewen by second round knockout, so dit was vir ons baie, dit was iets groots. So hierdie naweek sal ons kyk of iemand in die weight is, ons kyk of ons 'n fight het, miskien sal lekker wees. Okay, wel, ek hoop ons kan 'n bietjie aksie daar so sien. Miskien sal Brian 'n draai gaan maak en vir ons lekker content neem as hy julle dit op Gooi Kolle se bladsy sien en natuurlik op Sportsrap. Maar hoe gaan dit met ons hoender? Ek Dit gaan gedink goed. Ons moet nog ons kan miskien bietjie panna sous opgooi. ja, net om 'n bietjie Net van een 'n bietjie char, daar, ja, you know, dit lekker sal lekker sousietjie wees. in te kry. Okay, maar dit is nog nie ingegooi nie. Die smoked paprika. Is daar genoeg chilies? Ek sê ek hou van met chili. Guys, I love chili. Want ek moet net vir jou 'n lepeltjie gebring van ek hou nie mers van my hande vuil maak nie. Ja, ek sal maar met die lepeltjie. Okay, jy kan daai vat, dan gooi ek vir ons bietjie smoked paprika op. Sê. Okay. Nou as ons nou, soos jy gesê het, die sportskode het vir jou nou die meeste uitgestaan. Maar as dit nou nie meer, let's say in another world, dit is nie meer 'n opsie nie. Jy moet nou 'n ander sport doen for some other reason. Watse sport sou nommer 2 gekom het? Yes, ja, 'n sport behalwe as boks. Dis 'n goeie vraag. Kom ons sal maar rugby sê. Ons kyk ons almal het groot geword daarmee. So rugby is in elke huis groot hier in Namibië, Suid-Afrika, so. Ja, is groot. Dit is rugby liewers. rugby liewers, ja, net so. So ons gaan nou ons hoenderkole toe vat kykers, maar voordat ons skole toe gaan, gaan ons gou 'n draai in die Kaap gaan maak en natuurlik by ons kus. So moet nie beweeg nie, ons is nou terug. Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises. This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey. Hi, my name is Mialan Mclobo and I've been playing rugby since I was 7 years old. What really got me started was watching the Springboks with my dad. It really motivated me to start playing rugby. Was it scary or exciting playing at that level rugby? It was scary because it was my first time playing for Namibia and it was the first time I was on TV and getting the opportunity to make my family proud. Alvin, did you make any new friends from other towns or schools while you were on the tour? Yes, I made a couple friends. Okay, from where are most of them? Mostly from Parkies and Gum. Okay, so you got the opportunity to play with a lot of boys from many different schools. Yes. Okay. What was training like? Was it really hard? Was it what you expected? It was very tough, but I expected it. Okay, so were you prepared? Were you fit enough? No, I wasn't fit enough because I've been laying down on the couch and eating chips the whole time. Okay, but at least you got into training and then it got better. Okay. What is one thing that one of your coaches has taught you maybe in previous years that stuck by you till this day that you'll always think about? Never give up, keep your head up and make the mistake right. Good. Okay, who said those really wise words to you? Mr. Philip van Nieker. Marvin, how did it feel when you got the first opportunity to put on that blue jersey and play for Namibia? Felt very excited. Weren't you a little bit scared as well? Yeah, I was very scared. Why? Making mistakes, but luckily I didn't make mistakes. Okay, that's good. In the rugby world, you said you watch rugby with your father and mostly the South African team. So who's your rugby hero and why do you look up to that person? The one and only Cheslin Colby. I look up to him because
Most people told him before he started his rugby career he was too small and he wouldn't make most of it. But we'll see where he is now. Yes, and maybe like in your build and fit, you're also small. Do you think that's the reason why? No. Not. If you ever get the opportunity to play for any rugby team ever, what team will that be? The Springboks. Why the Springboks? Because I want to play with Jason and Colby. Do you think he'll still be in the team when you are that age to play there? Yeah, it will be in 8 years. You will be like 40. Yeah, I won't retire at that. Okay, that's good. If you get the opportunity one day to play in the South African team, which position would you play? Of course, wing. Okay. What do you like doing other than playing rugby? Practicing athletics with my coach. So you're not only just a rugby player, but you're also an athlete as well. Yeah. What kind of athletics do you do? I'm sprinting for the most part. Okay, what meters? 100, 80 and 200. Okay. And if you have any message to your peers or your fellow teammates, what would it be? Just like a wise man told me before, keep your head up, never give up, and make the mistakes you did, make it right. Good. We also had our sports prize giving the previous 2 nights ago, and you were awarded Junior Sportsman of the Year. Are you proud, and do you think your hard work is leading you up to becoming what you dream about becoming? Yes, for the most part, but I think I could have gotten more. Flex is taking on a new look. A new feel. And a new location. Don't miss Flex DSTV channel 285, GoTV channel 25 every Monday, Wednesday and Friday, where we flex your mind and your muscles. Ons gooi lekker kole hier so al die pad uit die Kaap uit. Ons 'n bietjie koeler geword. Jy het nou kort en ek het nog so 'n bietjie langer nou, maar dis nog die tussenseisoene. Maar ek gevoel soos winter vir die afgelope week in die Kaap. Ja, ek moet vir jou sê met die wolkbedekking wat so kort inkom en die koue wind wat waai. Ek weet die mense daar in die noorde van Suid-Afrika is baie dankbaar daarvoor want die wind wat waai hier, waai reën na hulle toe. So hulle is dankbaar, maar ons is nou reg vir die somer. Ja, ons het dis waar ons koue wit wyntjie het hierdie keer. Ons het Della en Dani Knorroek van Lei, ons gaan nou rondpraat. Hulle is heerlike wyntjies, soos van jou blank hierdie. Ons gaan nou daarna toe gaan. Maar eerstens net Bafana. Kyk, ons het gewoond aan suksesse. Die vroue sokkerspan Banyana het Afrika gewen. Bafana het so 'n bietjie gesukkel op tyd, maar Hugo Broos het ingekom. Hy is al 73 jaar oud sien ek, maar hy het baie goed gedoen. Hy het hulle wêreldbeker toe gevat en ons minister van sport was die blyste want hy gaan saam. Hy gaan toer. Ja, hy kan nog Amerika, Kanada en Mexico besoek met heerlike toernooi. Ek het nog vertramp dalk, hy sal nog probeer op vertramp ja. Nee, ek moet vir julle sê, my bure was nie te bly gewees die aand toe Bafana teen Rwanda gewen het 3-0 nie, en daarmee dan hulle plek in die Amerikaanse of die 2026 sokker wêreldbeker toernooi gewen. Want toe ek nou gaan krap terug na 2010 toe waar ek nog 'n vuvuzela gehad het om af te stof en om so bietjie stofferig geblaas het. Die eerste blaas was bietjie stof geweest, maar dit is die laaste keer sedert 2010 wat Suid-Afrika natuurlik as gevolg van die feit dat hulle die gasheere was, gekwalifiseer het vir daai wêreldbeker. So Suid-Afrikaanse sport met Bafana wat nou in is en deel is. Nee, verseker, dit is lank terug. So ons is trots op hulle. Dis lekker. Dis volgende 2026 is dit in Amerika, Kanada en in Mexico soos jy sê. So wel gedaan. Vroue cricketspan, ook dis 'n groot toernooi daai. Hulle bly nog hang so vas daar in die top 4. Moeilike toernooi om te wen. Hulle eindig bietjie moeilik. Hulle twee laaste wedstryd teen Australië op 'n stadium. Maar dis volgens Sri Lanka dan Pakistan. Maar Husnudeen de Klerk, 'n nuwe naam. Sy as daar
4 of 5 lopies oor is om te kry, slaan sy 6. Ek sê jou, en weet jy wat vir my lekker is om te sien, is dat jy sien deurlopend iemand soos Laura Wolfa wat ook lopies aanteken. Ja, sy teken nie die 50s aan wat ons almal gewoond het geraak het, sy doen nie. Die Marizanne Kaps is nie noodwendig daar om honderdtalle aan te teken met al haar ervaring nie, maar de Klerk is amper asof hulle feed van hulle af, en dan gaan hulle sê, weet jy wat, bring jy die 30 lopies, hou jy net daar, kry jy net my in 'n posisie waar ek net die laaste 20-30 lopies hoef aan te teken, en sy kry dit reg, sy net die groot steel in elke keer vir die tweede keer nou. Nee, wat ek van haar hou is, sy so tenacious rooi kop, en jy kan haar nie sommer rooi druk, jy kan sien, sy het net sommer so op die tande as die kamera so op haar is, maar sy is baie gemotiveerd, dit is lekker om te sien. So ons hoop hulle kan goed doen, so hulle aanhou goed doen. Ons het ook gekom op die rugby ook hou, dis Verenigde Rugby Kampioenskap, daar's groot rugby wedstryde ook. Ons kyk of die Stormers kan vasklou in daai voorste plek. Hulle speel teen Zebra natuurlik, en dan baie van die spanne, die ander spanne, ander 3 spanne het nou regmaak om te doen, want hulle het verloor die afgelope tyd. So maar net as ons oor 2 van hulle kan praat, tuiswedstryde, die Sharks en die Leafs, hulle moet maar tuis begin wen hè. Ja, nee, definitief, veral na 'n baie moeilike toer wat beide van die 2 spanne gehad het. En ons het al hoeveel keer gesê, dis van kardinale belang dat jy jou tuisveldwedstryde moet wen. So die Sharks en die Leafs beide nou in 'n posisie waar jy kan eintlik glad nie meer een glip nou nie. En dis eintlik sleg en moeilik om dit te glo, want jy het nou nog net eers jou 3de ronde gespeel. Maar soos Naas Botha altyd met die Karibeker gesê, jy wen hom nie in Junie nie, maar jy kan jou pad baie moeilik vir jou maak. Hierdie is 'n baie lang toernooi, besering speel 'n rol, en dit maak dit nog meer belangriker dat jy jou tuisveldwedstryde moet goed doen. Absoluut, en hulle het nou daai kans, maar ons gaan gefokus wees, wat ek hou daarvan om 'n 14 aan te steek, en ons by Kole natuurlik, Kaapse Kole hier so in die Kaap, en ons het vanaf ons program begin het ook, dan maak ons seker dat ons Namibie se uitdraai, en dit maak dit baie lekkerder, en ons het ons narkies nog steeds, maar ek het 'n Delheim is aan die knoop, so die wat nie die Kaap ken nie, of die wat die Kaap dalk ken, as jy R44 so van Klapmuts se rigting af kom, Stellenbosch, net voor jy Stellenbosch ingaan links, is Knorhoek Vallei, en dit is 'n briljante vallei, daar soos Morati, en dan Delheim, hulle is so by mekaar, maar hierdie Delheim Piet, hy's 'n Sauvignon Blanc, jy kan hom uitskel, maar hulle gaan ook terug na 1699 plase, hulle het lank terug wat hulle druiwe geplant. Nee, ek moet vir jou sê, ek bereken, hulle daai wyne en druiwes en wingerdes en alles begin voorberei, vir my wat 2006 hier in die Kaap voet aan wal gesit het, so bietjie later as Jan van Riebeeck, maar toe is al hierdie cultivars nou hier, en Delheim is een van daai wynplase wat nou my vat, nie noodwendig met 'n Delheim na Heimwee toe nie, maar dis een van die wynplase wat my vrou my destyds toe ons nog uitgegaan het, naartoe gevat het en gesê, hierdie is 'n baie goeie wynplaas. Maar sien, toe is ek nou al gewoond aan die Pinotage van Beyers Kloof, wat ons vroeër oor gepraat het, Delheim 'n baie lekker wyn, hoor, en selfs op die oud Vrystater kan ek sê, dis 'n wit wyntjie wat jy saam enigiets kan geniet. Nee, ek kan hom uitskel en weet jy wat maak 'n Delheim wyntjie lekker, Mike? As jy daar sit op hy stoep, nee, daar's 'n restaurant, daar's 'n stoep. As jy so vorentoe kyk, dan kyk jy dan die verte reg in Tafelberg vas. Hy's daar so in die verte. So daai vallei gaan so af en jy kyk vir Tafelberg, drink 'n lekker yskouer so in jou rok en dan lekker vir die somer. So ons gaan nou dit motiveer my nou verskriklik baie, want dis genoeg redes om 'n 4 aan te steek. So ons gaan 'n Delheim Sauvignon Blankie gaan ons nou voorkant toe vat en ja, so lekker sport maar ek wat voor lê en dan maar ons gaan momentum hou, ons gaan die kole aansteek en ons skreeu hard hier die Kaap het vir al die spanne en ons praat hier volgende week. Groete uit die Kaap. Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises. This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey.
kijkers, ons is terug en we are one step closer to my favorite gedeelte van die show and that's where you get to eat. Maar vir nou gaan ons eers ons hoender op die kolle sit, so do us the honors please. Baie dankie. Hoe voel jy oor ons marinade? Kyk, ek dink ons het heel goed gedoen. As hy so sizzle, Ja, dan weet jy sommer dit gaan 'n sukses wees. Okay, so ons hoender nou op ons kolle kom en ons amper daar van ek weet Brian en Andrew en ons ander gas wil ook proe hierdie hoender wat ons so hard op gewerk het. Ja, definitief. Okay, so ons het nou by die gedeelte van die show gekom waar daar een vraag is wat ek moet vra. En die antwoord wat jy vir my gee gaan bepaal of ons hoender reg uitkom. Okay. So jy moet baie mooi dink aan wat jy gaan sê. Okay. Ek sal my bes probeer. Okay, as 'n Gooikole ons eerste sport bly nog altyd rugby. Ons is lief vir rugby en ons backie boetjies 100%. Hulle is ons eerste span Altyd. en ons is baie lief vir hulle en support hulle. Maar as ons nou nie ons sit die boetjies gou een kant. Okay. Ons kyk nou eers bietjie buite Namibia. Okay. Watse rugby span, klein of groot, ondersteun jy? En onthou, jou vraag gaan verkeerde antwoord dan kan die hoender miskien brand. Ons weet nie. Kyk, dit is die Springbokke, definitief. So Okay. die Springbokke is altyd daar. Dit is net Brian, moenie worry nie, die hoender gaan lekker uitkom. Hier's 2 Springbokke wat hier so ons sê dit. Ons sê dit. Ja. Hulle weet nie wat ons weet nie, ons sê dit. Presies. Okay, so back to the boxing. Soos ek gesê het, ek kan myself nie in die ring sien nie. Ja. Ek is bietjie kleinsierig. Ek dink die oomblik as ek net sien hier kom 'n klap my kant toe of iemand, ek sal net sak. How do you mentally prepare yourself for a match? Want ek weet nie net is dit physically iets wat jy moet aanvat nie, but also mentally. How do you prepare for that? Kyk, ek dink mentally is 'n groot deel van boks. Dit bly 'n groot deel in enige sport. Maar ek dink omdat ons so hard oefen, is jy altyd mentally prepared. Ek dink die sparring wat ons doen, dis soos as jy hard oefen, dan gaan die fight maklik wees. Sê ons nou nie altyd enige fight is maklik nie. Ja. Maar oefen hard en dan die aand wat jy moet show en dan is jy die show. So. Dan is jy die Dis show. maklik. Okay, ek love dit. Okay, nou in elke sportskode of in elke profession is daar altyd iemand waarna 'n mens opkyk, iemand wat vir jou soort van gelei het in daai rigting in. Wie is die bokser of die sportsman waarna jy opgekyk het wat jy besluit het nee, dis iemand, ek wil soos daai persoon wees? Kyk, ek dink nou dit is Alexander Usyk by verre. Dis een van die beste boksers in ons generation, as nie ooit nie. So. Okay. Dit is soos hy cruiserweight gefight en toe is hy daar undisputed champion en nou is hy in heavyweight en daar is hy ook undisputed champion. So. Ek dink hy is 'n beter rolmodel as hy nie. Net sy waardes en hoe hy oefen en alles van hom, ja. Oh ja, dis belangrik om iemand te hê wat jy na opkyk in jou loopbaan. Definitief. Want dis iemand wat vir jou ook wys, jy leer uit hulle foute ook uit, so. Ja, dit is so. Ek weet as jy op daai stage kom is daar almal kyk wat jou foute, wat doen jy verkeerd, wat doen jy reg, so. Om so iemand te hê te kyk is great. Ja. Nou, ook in enige sportskode, daar's altyd iets that you find challenging. Ek sal sê dis 'n kan ek sê iets wat jou terughou nie, maar is altyd iets veral in die begin waarmee jy sukkel. As jy in boxing kyk as 'n whole, is daar iets wat jy altyd, it's like an obstacle that you have to overcome with every match or have to face? Ja, definitief. Ek dink jy eet. Dit is ek is iemand wat baie ek hou daarvan om te eet, ek hou van kos, so. Om sommige kere voor 'n fight dan moet jy 'n weight cut en jy moet daai weight afkry op die vinnigste manier wat jy kan en kan jy nou nie iets eet, jy kan eers 'n paai eet of 'n lekker iets eet so. Jy moet nou maar wag tot jy moet nou maar op jou ysblokkies suig en dan maar kyk of jy daai weight afkry. Ja. Sjoe, okay, dit sal die grootste rede wees hoekom ek onmiddellik sal uitval op my eerste dag as 'n bokser. ek dink meeste mense se redes, ja. En hoe doen jy dit? How do you stay strong om nie te eet voor dit? Kyk, jy weet die sacrifice is groot, maar die reward is beter. Ja. So, om nou nie te eet vir 'n paar ure of sê nou maar 'n dag op langste. Dis is okay, as jy daai aand in die ring klim, weet jy het gedoen wat jy moet doen. Wen of verloor, ek gee net my beste. So. Okay, maar gelukkig as jy gesê het is die fights gewoonlik vroeg, so dis nie 'n lang tydjie wat jy hoef jouself uit te honger. daarom nie. So. Okay, na die weigh-in, wat is jou go-to meal? Want jy kan nou eet, so wat gaan eet jy eerste?
Kyk, ek kan dit nou seker nie vir my coach sê nie, man. 'n Paai, jy weet, dadelik na 'n fulstasie toe, ons kry 'n paai. Met 'n Coke, dit is die maklikste ding. Nee, hy sit ry en iets te gaan maak of ietsie. Ongesondste ding definitief, man. Okay, 'n paai en 'n Coke, nie wat ons wil worry, maar it does the job for now. It does. Vir nou is dit vinnig so, dis wat werk. Praat van kos, ek het nou vandag se menu soort van uitgekies, maar as ons nou vir jou gevra het wat braai ons vandag, wat sou jy op die kolle gesit het vir ons? Kyk, as dit nou nie in 'n spesifieke tyd moes gewees het, sou ek miskien 'n ribbetjie gesit het. Kyk, jy weet, ons almal hou van 'n ribbetjie, lekker vetterige ribbetjie, so. Ek dink jy kan verkeerd gaan met die ribbetjie. Ja, nee, definitief. Wel, ons hoender lyk lekker. Kykers, ons gaan nou afrond. As julle kan mooi kyk in die hoekie, ons ready-made macaroni and cheese het ons lekker toegedraai en is amper gereed. So ons gaan nou klaarmaak en dan gaan ons gaan eet. So moenie julle TV's nou afsit nie. Ons is nou terug en dan gaan ons proe ons bokser se hoender. Flex is taking on a new look. A new feel. And a new location. Don't miss Flex DSTV channel 285, GoTV channel 25 every Monday, Wednesday and Friday where we flex your mind and your muscles. Asai, welkom terug. Ons is hier so saam met ons gas vir die dag, Gino Chiappini. So Gino, jy ry ook ernstig fiets natuurlik. Ja, saam met die pros Driekus en Martin Fryer en Ek try. Ja, so julle het 'n rit hierdie naweek. Vertel ons 'n bietjie van dit miskien. Ja, Sondag is die Mollard Maats Foundation se reis. Ek dink dit is hulle eerste reis van die tipe wat hulle doen. Dis 'n 100 km reis en daar gaan 'n paar groot name wees soos jy sê, Driekus Coetzee, Martin Fryer, Christian Jansen van Rensburg. Vera Loser dink ek ook. Ja, Vera Loser definitief ons two-time Olympic cyclist Andri Greef. Drie keer, sorry. Andri Greef, jy weet, hulle almal gaan daar wees, so dit gaan definitief 'n tawwe reis wees, Ja nee, so hoe pas jy dit in met die tussen die boksprogram en so en die fietsry en eintlik doen jy soms nog triathlon ook en so. Ja, ek is meer by die triathlon is ek meer met die komitee, so ek help met die organisation. Ek is gewoonlik master of ceremonies daar by die duathlon fietsry doen ek maar op naweke, soos in die week is oggend 5 tot 6 in die boksgym, dan sal ek gaan werk van 8 tot 5, dan weer van 5 tot 8 in die boksgym. So ek kry nie regtig tyd nie. Ek sal oor naweke 'n bietjie try fietsry, maar ek het nie genoeg fiets om saam met daai groot manne te reis. Dis soos Driekus en hulle nie so. Ek gaan maar my beste probeer Sondag en see if I survive. Okay, met 'n skedule wat so besig is. Soos jy sê 5 tot 6 is dit nou die boks in die oggend, werk 8 tot 5 en dan weer boks na middag. Voel jy nie genoeg geoefen so ver vir die 100 kilo? Ek voel ek het genoeg geoefen, maar ons gaan doen. Ons gaan dit doen regardless. Ek is daar, ek represent vir Simon Racing Team, so ek gaan represent, ek gaan al ry ek voor vir so 20 kilos, dan het ek my deel gedoen. Ek glo dit. So klomp jare terug, weet ek, het jy ook rugby gespeel vir Wanderers, vleuel gespeel. Watter jaar was dit dat julle Gold Cup gespeel het in Suid-Afrika? Ja, 2014 Gold Cup, Team Pirates gespeel Johannesburg, hulle gewen op hulle tuisveld. Dit was 'n fantastiese game geweest. Ja, toe was ek nog groot geweest, jong. Toe daarna het ek die skouerbesering gekry, so toe ek nou ophou rugby speel en net meer gefokus op die boks. Boks kon ek nog half daarmee wegkom want ek is links, ek is my southpaw, so hierdie hand is agter, is my
my sterk arm. So ek het bietjie so getry wangle, maar soos 'n man ouer word hierdie goed ook nie dit raak nie beter die beserings en ek Dis sien al sportkodes wat jy gedoen het wat ons nie oor gepraat het hier of duathlon, triathlon, cycling, baie ook gedraf. Ek was by die duathlon World Championships in Spain in 2022 waar ek 11de geëindig het in my age group. Lovely. En ek het al 2 solo dash gery. Ek ry al 4 jaar vir die Simult Racing team. So ek draai maar net nooit vir enigiets nee sê nie. So jy weet, as jy wil nie dit doen nie, wie dit doen. Ja, kom ons doen dit. Dit is definitief baie goed jou. Ja, so jou foon lê seker dan die hele tyd as mense wat wil hê jy moet goedes doen. So ek sien 'n vraag wat baie keer gevra word vir mense so wie is die mees famous mense wat jy kontak wat jy op jou foon het? Die mees famous kontak is seker ons Deputy Minister of Sport, Dino Bellotti. Hy is daar soms by ons gym. Hy's 'n great ou, hy help ons baie. Hy's 'n groot fan van Pieter, so dit's altyd nice om sulke ouens daar te hê. Dan natuurlik een van my heroes, Julius Ndongo. Ek het vir hom op my foon. Ek love vir Julius. Toe ek begin boks het hy vir my, want hy's ook 'n southpaw. So hy het bietjie vir my gewys, ja, doen dit so, moenie dit doen nie. En Ambunda, al daai manne, Harry Simon Jr. Actually Gareth Cliff wat 'n radio presenter is in Suid-Afrika. Ek ken hom ook so 'n bietjie van paar flieks waarna ek gespeel het en so wat hulle nou die 29ste Oktober wys hulle een van my flieks Snare by die European Film Festival by Grove Mall. So as jy daar wil gaan check. Nee, klink cool. Dit iets mens ja. Hoe oud is jy nou? Ek is nou 31. Ja. 31. Dis ja. Okay. Ek het signal gekry Patricia en Pieter is amper gereed. Hoe vertrou jy dat Pieter deurgekom het met die hoender, met die vleertjies? Ek weet hom nie, of die man hoender kan braai nie. Ek weet hy kan rib en chops braai, maar ek weet nie van hoender nie. Ons gaan nou uit. Ons vertrou hom in die ring, maar ons is nog nie seker met sy hoender skills nie. So, kykers, bly geskakel. Ons gaan gou vir 'n advertensiebreek, dan is ons terug met die manchies. Experience the fast and the fierce at the Ongas Valley Sevens Rugby Tournament. Catch your favorite local club teams plus 2 teams from the Boerland Western Cape battle it out to be the ultimate Sevens champions. 24 and 25 October at Huggy Kingop Stadium, Windhoek, featuring a kiddies area, fan activations and spot prizes for the best supporters. Secure your tickets at eticket.my.na and follow OV7s on social media for updates. Kykers, soos julle weet, die is my gunsteling deel van die show. Maar dit sal nou depend op wat Pieter vir ons gemaak het. Maar sover lyk dit heerlik. Pieter, vertel ons 'n bietjie met wat was julle besig daar by Patricia se braaihoekie? So ons het die hoender gebraai, bietjie spice daarop gegooi soos almal kon sien het vroeër. Ons het regtig ons bes te probeer. Dit lyk vir my baie lekker so. Ons moet nou kyk of dit lekker proe. Ja, nee, ons sal nou kyk. Groot naweek vir jou hierdie naweek. Hoe voel jy? Hoe gereed is jy fisiek, mentally? Ek voel reg. Ek dink dit is altyd reg vir jaar. Ons oefen hard. Ons oefen elke dag hard so. Vir my is dit net daaraan gaan en doen wat ek geleer het, doen wat ek geoefen het in die gym so. Okay. Onder lyk definitief nice. Ek gaan maar so lank proe Andrew. Dan kan jy maar jou vra. Ek is eers gefokus hierso. So Pieter, jy sal seker uitsien om bietjie meer mense in jou gewigsklas te hê en so is 'n boodskap wat jy miskien het vir mense wat oorweeg om ook 'n bietjie te boks, veral miskien in die hoër jy's 85 kg. 85 kg. So
daar's nie, hoe kan ek sê, boks is eintlik regtig 'n groot sport in Namibië. Min mense weet eintlik dat boks is. Dit bring mense saam, dus ons is almal is een daar. Jy kan nie regtig agterkruip of so sê okay, ek kan dit doen of dit doen nie. Jy is 'n boks. Dit is jy kan nie in die ring gaan wegkruip en sê ek's dit, maar ek's eintlik dit nie. So dit wys jou eintlik regtig wie jy is. Dit builds character, soos ons kan sê. So ek sê vir enigiemand challenge om te kom boks. Dis lekker. Probeer dit een keer, kyk of jy daarvan hou. As jy nie daarvan hou nie, dan is dit so. Party mense word lief daarvoor, ander mense hou net daarvan om te kyk, so. Ek sê enigiemand moet dit doen. So jy sê jy het ambisie om eendag professioneel te boks? Ja, kyk, dis definitief die droom. So ons kyk of ons daar kan uitkom. Ons oefen hard, ons gee dat ons kan. En kyk ons kan doen. As hy. So ons is gereed seker vir 'n skep. Okay. Heel wat klaar man. Lekker. Ek weet nie met jou eie kos op eet. Ja. Ek is altyd bekommer as dit kom by chicken breast. Maar dis een ding wat baie swaar is om te pull off my edge. Jy het hom raak. Dankie. Wonderlik. Great stuff. Hey. Man kan wat jy maak. Baie lekker. Okay, Andrew. Lekker spice. Bezig aan eigenlijk voor ons, definitief. Een paar van de goede wat ons van die misschien voor ons kan doen, waar ons betrokken gaan wees of wat ons aan die gang het hierdie naweek. Ja, die Hollandse fietsryraces, ja, is een van die groot events van die naweek, geloof ek. Ja, so ons sal 'n bietjie dophou. Ek weet daar is ook ja, wat ander sport aan die gang. Die boks. Yes, die boks daar in Grysblok aan Katutura by die After School Center. En ja, ons sal voorgee op die sport vir die naweek. Hey Tine, hoe voel jy oor die Yes, dit is regtig baie lekker gespice. Julle is 'n solid 9.5. Ek stem saam. Ek het amper gesê 9.6 maar. Kom ons bly maar by 9.5. Ja, dan gaan we sê. Hy klink ook bietjie beter. Nee, hy klink beter. Hy's baie nice. So, ons maak altyd op goeie kwaliteit en ons maak altyd seker. Voor ek vergeet is gesê van heeltyd klink net aan die naam ding laat ek nie vergeet nie. Apple pie. So Patricia het ons gesê, hier's vir jou, hier's vir ons. En ons sien voor dit vir 'n groot naweek. Voor ek vergeet. Een ding wat ons ook aan die gang het hierdie naweek ons het 'n Athletes World Shoot by die Holland Heart Foundation waar ek het vir die mense gesê ek wil graag fiets gaan gereed, maar ek het mos hamstring brisie van laas keer se ry het nou bietjie. Ek het vir jou fiets, ja, jy moet kom. Nee, ons kan 'n plan maak. Die probleem is die dokter het gesê die hamstring is het geskeur. Waar is die brief? Dit die brief kan jy bring. Okay, doktersbrief. Dokters, ek sal gewoon met die dokter praat, dan hoor ek wat sê, maar laas het gesê ek moet 3 maande wag, dan sal ons maar kyk hoe loop dit. Maar Pieter, Gino, dankie vir julle tyd dat julle saam met ons kon wees op die show. En soos ons gewoonlik sê, ons gooi kolle. Gooi kolle.